kom die Here sê vir Josua, Josua, jy sal nou die leiersels moet oorneem. En Josua wat nog 'n betreklike jong man was, en ek kan dink dit moes nog as 'n intimiderende ervaring vir hom gewees het, om te dink, Josua, jy moet nou oorneem waar Moses opgehou het. Jy moet nou my volk lei. En dan kom hierdie woorde in vers 9. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, baie belangrik, is by jou oral waar jy gaan. Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Dan blaai ons na Psalm 139 toe. Psalm 139, 'n baie bekende psalm. En dan lees ons daar die eerste paar verse saam. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Ek dink as ons partykeer die implikasies van daardie vers besef, dan is dit nog as 'n vers wat ons baie aan laat dink. Here, U ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Hierdie wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Met ander woorde, Dawid wat sê, waarheen kan ek gaan om net te probeer wegkruip, om net te probeer wegkom van U teenwoordigheid af? En dan sê Dawid, klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kom vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag nie lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. So mooi daardie vers 14 as ons lees, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Die Engelse vertaling sê, because I am fearfully and wonderfully made. Nou lees ons verder, wat U gedoen het, vervul my met verwondering. En dan blaai ons na die laaste gedeelte toe. Jeremia 23, maklik om te onthou, Jeremia 23 vers 23 en 24. Jeremia 23 vers 23, 24. Verskriklike mooi gedeelte. Daar staan, God self wat aan die woord is, en dan sê God, ek is nie 'n God wat net naby is nie, sê die Here. Ek is 'n God wat ook ver weg is. Niemand kan in 'n geheime plek wegkruip sonder dat ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here. Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here. Aan elke moontlike plek wat jy kan dink, daar is ek. Daar sal jy my kry. Daarom as ons hierdie 3 gedeeltes lees, ons tema weer is vir vanaand, God is alom teenwoordig. Nou ons kan 'n verskriklike gesprek oor hierdie woord hê en oor die letterlike verstaan daarvan en die teologie agter die boodskap, maar dan gaan ons waarskynlik vanaand hier uitstap en niks daarvan verstaan nie. En daarom wil ons hieroor gesels op so eenvoudig as moontlike manier. Om so prakties as moontlik vir ons te wys, wat beteken dit as ons sê God is alom teenwoordig? Ons kan onthou vanoggend toe ons gesels oor God is heilig, toe ons gesê heilig beteken om geheel en al anders te wees. Daar's niemand soos God nie. Daar's niemand nie. Maak nie saak waar ons soek of waar ons probeer kyk nie, daar's net een God. En toe kan ons onthou het ons gesels dat God ons ook die opdrag gee om heilig te wees en dat dit beteken dat ek God moet dien deur ek te wees. Deur die mens te wees wat God my gemaak het. En dat ons van mekaar verskil met 'n rede, dat ons anderste is met 'n plan. Maar dat alhoewel ons anders is, ons nog steeds een gemeente van Jesus Christus moet wees. Ons onthou dit.
Toe ons gesê al die onderskeid wat daar in kerkgroepe is en hier by ons is mensgemaakte dinge. Die enigste vereiste vir kerk wees is glo jy in Jesus Christus. As jy in Jesus glo, as jy Jesus se kind is jy deel van die kerk van Jesus Christus. God is heilig, God is anders. En die feit dat God alomteenwoordig is nog 'n eienskap wat deel is van God se heiligheid. God is die enigste God wat alomteenwoordig is. Maar wat beteken dit? In eenvoudige Afrikaans beteken dit beteken dat God altyd en oral by almal teenwoordig is. Luister mooi, God is altyd oral by almal teenwoordig. Nou as ons daardie sinnetjie, daardie beskrywing wat ons vanaand gaan doen, ons gaan kyk na elke deeltjie. Ons gaan nou kyk na wat bedoel ons met as ons sê God is oral teenwoordig. Dan gaan ons kyk wat bedoel ons met God is altyd teenwoordig. En wat bedoel ons as ons sê God is by almal teenwoordig? Eerstens as ons wêreldprentjie vat. En as ons sê God is oral teenwoordig, ons wêreldbeeld lyk dikwels so. Ons het vanoggend so vinnig geraak daaraan, toe ons mekaar gewys het daarop dat as ek heilig is, beteken dit ek moet heilig wees oral waar ek gaan. Nie net op 'n Sondag in die kerk nie. Dit help jy ek kom sit elke Sondag met 'n vroom gesig in die kerk, maar die oomblik wanneer ek by hierdie deure uitstap, by die kerkgronde uit is, as ek 'n ander mens is wat ek Sondag hier is nie. Ons het gesê dit help nie dat ek is een mens hier en een mens buite nie. Dit help nie die mens wat ek buitekant is wanneer ek lus is, vloek ek soos 'n matroos met daai selfde mond waarmee ek vloek soos 'n matroos, aanbid ek die Here op 'n Sondag nie. Dit help nie. En inteendeel die Bybel sê dit reguit ook. Die Bybel sê met dieselfde monde wat julle ydeltaal gebruik en my naam oneer aandoen, aanbid julle my. Maar die beginsel, dis een voorbeeld, maar die beginsel is dat die wat ek hier is, vanaand hier is die mens wat ek elke oomblik van elke dag moet wees. Maar ons wêreldbeeld lyk partykeer so. Ons wêreld is so in komponente opgedeel, so verskillende dele, verskillende plekke. En ons begrip baie keer is dat wanneer ek by die kerk is, en dan ek op 'n sekere manier by die kerk, want hier in die kerk vanaand tel sekere reëls, want God is hier teenwoordig. Hierdie is waar God is. Maar wanneer ek verder gaan, as ek by die werk is, dan sien ons die aksent is bietjie anders dan hier by die kerk. God is hier teenwoordig. By die werk is dit ek en my kollegas. Daar tel bietjie ander reëls. Dis 'n ander omgewing. Dit kan nie dieselfde werk daar as hier vir ons by die kerk is nie. By die universiteit of skool is dit ek en my maats. Daar tel ander reëls ook, 'n ander stel maatreëls vir ons lewe. By 'n braai of by 'n kuier, ek en my vriende, sendingwerk of uitreik, daar's God weer teenwoordig. So God is by die kerk teenwoordig vanaand hier, en God is weer teenwoordig wanneer ons op 'n uitreik gaan, dan is God weer teenwoordig. Maar by die werk of by die skool of by die universiteit, daar is 'n ander omgewing as wat vanaand hier is. Dinge werk bietjie anders te daar. By die huis, ek en my vrou en my kinders, en dikwels bepaal ek die reëls van die gesin, en ek sal sê wat gebeur hierso. Bybelstudiegroep, dan werk dinge weer anderste. God is hier teenwoordig. Die gevolg is dat by die kerk en op 'n uitreik en 'n Bybelstudiegroep is ons heeltemal ander mense as wat ek is wanneer ek braai of kuier by die universiteit, by die werk, waar ook al. En ek dink as ons eerlik gaan ondersoek daaraan doen, dink ek die rede daarvoor is dat ons regtig ons hoor elke Sondag dat God is oral teenwoordig. Maar ek dink nie ons glo dit regtig nie. En vanaand het ons gehoor waar God sê ek is nie net op een plek en op 'n ander nie. Inteendeel is so mooi, die Bybel sê God so alomteenwoordigheid. Die Bybel sê in Genesis 1, as sê die Bybel aan die begin het God die hemel en die aarde geskaap. In Johannes 1 dan lees ons in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Met ander woorde, voordat daar nog 'n plek was God al daar. Voordat daar nog 'n plek was waar ons kon gesê het God is daar, was God al daar. Voordat die aarde bestaan het, was God reeds teenwoordig. En dan kom God en hy sê vir ons in daai Psalm 139, in elke deel van my lewe is ek by jou. Dit klink my as ons praat van God se alomteenwoordigheid en die feit dat God altyd oral teenwoordig is, met ons wêreldbeeld bietjie verander. Ek dink ons prentjie moet meer so lyk.
nog steeds kerk, nog steeds universiteit, ek kan nog steeds braai of kuier, nog steeds werk, nog steeds sendingwerk doen, by die huis wees, Bybelstudiegroepe bywoon. Maar ek weet, God is oral teenwoordig. Dit verander die prentjie, en ons kan maak hiermee wat ons wil, en jy kan dalk dink, dis nie die waarheid wat ons vanaand hoor nie, maar ons nodig dat ons vanaand moet hoor, dat net soos wat ek vanaand hier is, en liedere gesing het tot eer van die Here, net so is God by my, wanneer ek in 'n restaurant sit, en vir 'n kelner vra om vir ons sekere eetgoed te bring, en ons kuier, en ons is saam met mekaar. Net so, soos wat God nou hier by ons is God by ons, as jy die voorbeelde vanoggend ook gebruik, as ek voor die TV sit, en saam met my pelle die bokke se game kyk. Net so is die Here by ons. Dis iets wat ons opmaakie, is 'n werklikheid. Ek dink ons vergeet dit. En die hele scenario verander. Want julle sien, ewe skielik besef ons, al daardie dinge, is God nie net teenwoordig nie. Elke sekonde, elke minuut, elke uur, elke dag, elke maand wat aan my en jou gegee word deur God aan ons gegee. Daarso is niks wat aan my en jou behoort nie. Alles behoort aan die Here, dit behoort aan hom. Hy gee dit net vir ons, hy leen dit vir ons. Met ander woorde, deur God se genade gee God vir ons die voorreg om 'n werk te kan hê. God gee vir ons die genade en die voorreg om vanaand in hierdie kerk te kan sit. God gee vir jou die geleentheid om vriende of kollegas te hê saam met wie jy kan tyd spandeer. Maar saam met dit gee hy vir jou die verantwoordelikheid en hy sê vir jou, ek gee dit vir jou, want ek wil kyk of jy my daar ook sal dien. Ek wil kyk of jy my sal dien by die werk, by die skool, net soos wat jy hierso doen. Ek gee vir jou vriende, ek gee vir jou kollegas, ek gee vir jou 'n vrou en kinders. Maar hulle behoort eintlik aan my. Ek leen hulle net vir julle. Jy moet hulle oppas. Jy moet my dien by jou huis, oral, net soos wat jy Sondag hier in die kerk doen. Wat julle sien, ons kan nie een mens wees hier en 'n ander mens wees daar buitekant nie. Dit kan nie. Dit werk nie. God verwag van ons om net soos wat ons vanaand hier is. Want kyk, een ding is mooi, nee, ons word mooi grootgemaak en ons weet presies hoe werk dinge in die kerk. Ons weet baie goed hoe werk dit en met watter gesindheid en met watter maniere moet ek in die kerk kom sit en wat is die regte gedrag in die kerk. Ons weet mooi. En ons leer ons kinders dit van kleins af ook. Belangrik is om te weet dat dieselfde God wat hier heilig is en wat hier aanbid word, is dieselfde God wat vra, aanbid my, ook daar buitekant. Ook al buitekant. Die res van die lyne en die voorbeelde kan ons self invul. Die res kan ons self invul, want ons weet baie goed wat dit gaan beteken as ek God moet dien by al die ander dele van my lewe dan ook. Opofferings gaan gemaak moet word. Is so. Sekere dinge gaan prysgegee moet word. Is so. Die vraag wat jy vir jouself moet afvra, is die Here dit vir jou werd? Is die Here vir jou belangrik genoeg? Ek weet jy was vir hom belangrik genoeg, anders was die kruis nooit daar nie. Jy was dit vir hom werd. Jesus het nie daar gehang teen sy wil nie. Jesus het aan die kruis gesterf en jy was dit werd. Vraag wat ons vir onsself moet afvra, is God vir my belangrik genoeg dat ek hom dien oral in my lewe? Nie net op 'n Sondag by die kerk nie. Elke plek, elke deel, want God is daar. En as God daar is, dan weet God wat jou keuse en jou besluit ook is. Dien die Here. Nie net op 'n Sondag nie, maar elke oomblik, elke dag. God is oral teenwoordig. Die volgende deel van God se alomteenwoordigheid is God is altyd teenwoordig. Ons het nou gekyk, God is oral teenwoordig in elke deel van ons lewe, kerk van Maandag tot Sondag, van die oggend tot die aand, 24 ure 'n dag. God is oral teenwoordig. Nou kom ons by die feit dat God altyd teenwoordig is. En dit is verskriklik belangrik dat ons dit weet, want so baie keer dan lyk ons lewensprentjie van God so. Wanneer dit goed gaan en ek het die glimlag hier op my gesig,
prys die Here, God is so goed vir my. God is teenwoordig. Oomblik wanneer dit sleg gaan, of ons sien slegte dinge gebeur met goeie mense, dan vra ons, waar is God? Waar is God? Solank dit met ons goed gaan, dan weet ons God is by ons. Sodra dit sleg gaan met ons, of sodra ons op die nuus lees van sekere omstandighede, en dit lyk donker in ons land, of in Sirië, of waar ook al, onmiddellik kan soos 'n reaksie baie keer, maar waar is God? Ek sit er altyd om te dink, as ons luister, ons praat ook baie keer, want wat so baie keer in ons gedagtes, dan sê ons, God is liefde. Met ander woorde, wanneer dit sleg gaan met my, moet ek weet, God is nie hier besig om iets te doen nie. As God goed is, en hy sorg aan alles, maar swaar kry en beproewinge en toetse wat op ons pad kom beslis nie van die Here af nie. Kan nie wees nie, want God is dan liefde. Die Bybel sê tog vir ons, die Here is teenwoordig in tye goed en in tye sleg. As dit goed gaan met my, dan dank ek die Here daarvoor. As dit nie so goed gaan met my nie, dan moet ek onthou, God is nog steeds by my. God sal my help. God is nog steeds besig om iets te doen. En ons kan dit toets. As ons sukkel, die rede waarom soms, ek wil amper sê, sukkel om 'n teleurstelling te verwerk in ons lewe, is as ons sukkel om die doel daarin raak te sien. Ons soek altyd die rede waarom, hoekom gebeur iets. Ek dink vanaand moet ons daardie vraag verander. Moenie vra, hoekom gebeur iets nie, want jy gaan waarskynlik nooit die antwoord kry nie. Vra eerder vir jouself af, wat is God besig om te doen? Vra jouself eerder af, wat gaan God bereik deur dit wat nou op my pad gekom het? Want ek beloof jou, of dit dalk nou die Here self is, wat 'n beproewing op jou pad bring, om jou terug te bring na hom toe, en of die beproewing van ergens anders te afkom, die feit van die saak is, wat ook al in ons lewe gebeur, God is daar, God is in beheer, en God sal sorg. Hy sal. Hy beloof dit. Hy beloof dit in die Bybel, en in Numeri, dan kom die Here, dan sê die Here vir Moses, is ek 'n mens? Moses, is ek 'n mens, dat ek een ding sal sê, en 'n ander ding sal doen? Nee. Wat ek sê, doen ek. As ek vir jou sê ek sorg, dan sorg ek. Op my tyd, en op my manier. Ons gaan nou kom by wat is die praktiese implikasie vir ons lewe van hierdie prentjie. Maar dit is verskriklik belangrik dat ons prentjie net bietjie verander. En sê wanneer ek glimlag of wanneer ek hartseer is. Wanneer ek geseënd is of wanneer ek onder bekommernis gebuk gaan en ek voel ek is lam, ek het niks krag meer nie. Moet ek net onthou, God is by my. Hy is. As ek 'n beeld gebruik, ek het al die beeld gebruik, maar wie kan Piet, kom staan gou voor by my asseblief. Ek het al van tevore hierdie beeld gebruik, maar ons vergeet dit partytjie, so daarom kan ons dit net vir mekaar weer inskerp ook. Piet, as ek jou hand skud, nee, en jy los my hand en ek los joune, voel jy my nog steeds? So met ander woorde, partykeer, wanneer ons deur swaar tye gaan, dan voel dit vir ons, God het ons hand gelos. Want ons voel nie meer God se teenwoordigheid nie. En ons vra, Here, waar is U? Maar hoe dit werk met die Here, moet ons altyd onthou. Piet, as jy weer my hand vat, nee, ek gaan jou hier so vat. Piet, los gou my arm. Voel jy my nog steeds? Alhoewel jy my gelos het, nee. Maar ek hou nog steeds vas. Jy hoor? Piet se hand sê vir hom, niemand vat sy hand nie. Maar die feit van die saak is, ek het Piet aan sy arm beet. Dankie Piet. Soos 'n partytjie vir ons met ons geloof, wanneer ons die swaar tye gaan, dan voel dit vir ons, dat die Here nie daar is nie. Want ek voel hom nie, ek voel nie sy hand nie. Maar wat ons altyd moet onthou, is die Here het my nie in die hand nie, maar in die arm beet, en hy los nie. Hy is altyd daar, altyd by ons, altyd met ons. Die volgende ding van God se alomteenwoordigheid, is God is daar vir al sy kinders. En die lekker deel is, jy hoef nie eers 'n afspraak te maak nie. En ek dink dis iets wat ons nie kan verstaan nie. As 'n mens dink hoe dinge in vandag se tyd werk, as ek probleme het, maak ek 'n afspraak, kom ons sê met 'n sielkundige, ek maak 'n afspraakie, en as ek opdaag, dan weet ek het 'n uur tyd, as jy gelukkig is.
So ek het 'n uur tyd en ongeag of ons nou die ding deurgepraat het of nie, as die volgende persoon se afspraak is 'n konsultasie klaar tot volgende keer en ek moet weer 'n afspraakie maak en hoor of hy of sy my net daar kan inpas in hulle program eers nie. Almal van ons het al deur 'n tyd gegaan, ek is seker daarvan, dat jy gevoel het jy het net nodig om met iemand te praat, maar maak nie saak wie jy bel nie, almal is weg met vakansie of eers of hulle is net bietjie besig nou. En dan sit jy en dan vra jy, maar as ek net met iemand kon gesels. Die Here se dagboek is nooit vol nie. Kom ek stel dit anderste. Die Here se dagboek, met respek gesê, is chock-en-blok vol, maar nooit te vol vir my en jou nie. En die belangrike ding om te weet is, net soos wat God op hierdie oomblik, hier by my is, by Erika is, by Frans is, by Koos hulle is, by Oom Bossie, net soos wat hy nou hier by ons is, op hierdie selfde oomblik, is hy by ons boeties en sissies in ander lande. In Sirië, in Pakistan, in Rusland, in Amerika, waar jy ook al wil noem. God is ten alle tye by almal van ons. En as ek en jy almal vanaand saam begin gesels, gaan God jou stem hoor. Ek dink ons moet besef hoe groot is die God wat ons aanbid. Kyk, my ore is al reeds nie baie goed nie, inteendeel die een oor is amper doof, so ek vrees altyd wanneer ons 'n bespreking hou en almal begin saamgesels, want dan gaan ek niks hoor nie. Julle gaan my verloor. En ek is seker as ek iemand vorentoe roep, kom ons sê byvoorbeeld, ek sê vir Oom Peer kom staan vir nou hier voor en ek gaan vir die gemeente tel tot 3 en as ons tel tot 3, gaan almal van julle gelyktydig jou grootste probleem noem. Hoeveel daarvan gaan Oom Peer hoor? Bitter min. Daarom is ons mense en God is God. En is 'n praktiese manier vir ons te onthou dat God is altyd daar by elke liewe een van sy kinders op hierdie aarde. Op dieselfde tyd, die hele tyd, non-stop, sonder ophou. Ek onthou op 'n stadium was daar 'n fliek gewees wat nie so verskriklik normaal oor is nie, maar die fliek is Bruce Almighty waar 'n mens kom, die wat ons al gekyk het en dan sê hy basies vir die Here, Here gee my u mag. Ek is seker ek sal beter kan doen. En dan een oggend word hy wakker met 'n klomp stemme in sy gedagtes. En dan vra hy vir die Here, maar Here, wat is besig om nou te gebeur? Wat is hierdie? Sê die Here, nee, dis die gebede van mense reg oor die wêreld wat jy hoor. En hoe hy net ewe skielik besef hoeveel mense reg oor hierdie wêreld is op hierdie oomblik besig om te bid. Is mense op hierdie oomblik in ander dele van die wêreld besig om God te loof en te prys en hy is by hulle. Hy hoor hulle. In ander dele van die wêreld is daar mense wat op hierdie oomblik verskriklik swaar kry en hulle pleit by die Here, Here help ons, beskerm ons. En die Here hoor hulle op hierdie oomblik. En net so hoor die Here elke woord wat ek op hierdie oomblik besig is om vir julle te sê. Bietjie intimiderende gedagte, maar is 'n wonderlike gedagte. Om te weet dat God is by almal van ons ten alle tye. Dis nie wat beteken dit prakties vir my en jou lewe. Ek kan 'n klomp dinge sê, maar ek dink daardie 3 vat dit mooi saam. Om te besef dat God alomteenwoordig is, beteken dit gee vir ons geleenthede om God te ken, God te sien en God te beleef. Ek dink soveel keer gebeur iets op ons pad en dan dink ons okay, maar sulke dinge gebeur nou maar partykeer. Dis nou maar per toeval. Here, daar bestaan nie iets in hierdie lewe soos toeval nie. Ons aanbid nie 'n God wat dinge aan toeval oorlaat nie. En ewe skielik as ek besef dat God in elke deel van my lewe teenwoordig is, ewe skielik as iets gebeur, dit maak 'n impak op my, dan besef ek dis nie toeval nie. Here, wat is U besig om vir my te sê? Here, wat wil U my leer? Here, wil U dalk iets vir my leer? Is daar iets wat ek moet doen? Is daar iets wat ek vir iemand anders te moet beteken? Ewe skielik is 'n persoon wat op jou pad kom. Nie sommer iemand wat ek net vinnig moet wegjaag nie, maar dalk 'n geleentheid. Geleentheid dat die Here iemand op jou pad stuur, dat iets vir daai persoon kan beteken. Ons weet in die Bybel staan dit, oppas vir hoe julle mense hanteer, want sonder dat julle weet, was julle dalk al in die teenwoordigheid van engele, het julle engele ontvang. Ewe skielik besef ek kan nie sommer net die ou op straat name toesnou as ek lus voel nie, want God is teenwoordig. Dalk is God besig om iemand op my pad te stuur. Dit verander die hele dinamika.
Maar elke dag is ewe skielik 'n geleentheid om God te dien, om God te sien, om God te leer ken. Ek sal nooit vergeet nie as ek myself herhaal van vorige kere, vergewe my, maar ek onthou toe ek student was by Bloemfontein, was ons een dag by 'n naweek konferensie wat gehou is en ons het so 24 uur praise and worship aand gehou en ek het die aand daar gestaan en geluister na die praatjies wat hierdie mense gehou het. En almal het gepraat van hierdie verskriklike wonderlike ervarings wat hulle van die Here gehad het. Maar wonderlike dinge, hoe die Here met hulle gesels het, dat hulle sy stem kon gehoor het, soos duidelik, en iemand anderste was dood en het weer teruggekom, en die hele storie. Ek het daar gestaan op die gras, ek onthou, en op 'n stadium toe ek luister, toe bid ek en ek vra, Here, mis ek ergens iets? Want ek beskou myself as 'n kind van U, maar Here, ek dink ek het al so 'n ervaring gehad nie. En net daar toe vra ek, en dis in Bloemfontein, en dis Junie maand, en dis in die winter, en dis al 1 uur in die oggend, en ek staan met my hande so in my sak, terwyl ek met die Here gesels, en ek vra, Here, dalk is ek selfsugtig, maar asseblief, as dit U wil is, sal U nie vir my ook so 'n ervaring gee nie. Sal U nie vir my ook so bonatuurlike ervaring gee nie. En terwyl ek so bid, in die oomblik maak ek my hande uit my sakke uit, en ek gaan staan met my hande so, terwyl ek met die Here gesels. Ewe skielik op daardie oomblik, toe begin my hande so duidelike prikkelgevoel kry. Nou die wetenskaplikes en die ouens wat hou van bewyse af my sê, Dominee, dis baie maklik. Onthou dit was koud in Bloemfontein in die winter en daar's dit goed koud, né? So Dominee, jou hande het warm geraak hier in jou sak. Die oomblik toe jy dit uithaal en die koue kom op jou warm hande, dis die gevoel wat jy gehad het. Maar ek sê vir julle, die Here het op daai oomblik aan my hande gevat en my gesê, Jaco, ek is hier by jou. Daardie blaartjie wat op jou kop geval het as jy onder deur die boom loop. Of daardie veer wat van elders gewaai gekom het en by jou voete kom lê het. Moet dit nie sommer afskryf as toeval nie. Want daar bestaan nie iets soos toeval nie. Die Here is altyd by ons. Gebruik die geleentheid om die Here te leer ken, om God raak te sien. As ons praat van persoonlike getuienis, die plek waar ek die meeste van die tyd die Here raak sien. Meeste van die tyd. Ek gaan dit vir jou in alle eerlikheid sê. Net daar. En die manier wat ek dalk vir 'n lang dag af by die huis kom en die manier wat my vrou vir my wag en vir my lief is. Dan kan mens baie maklik sê, ja, maar Dominee, dis mos wat 'n man en 'n vrou doen. Nee, daar's baie ander wat nie daai voorreg het nie. Dis die Here wat deur my vrou vir my sy liefde laat ervaar. Klein stukkies dinge wat saak maak in die lewe. Volgende ding. 'n ding wat dit beteken vir ons lewe is ook, dit gee ons 'n verantwoordelikheid om te kyk na hoe ons daagliks lewe. En julle ons moet dit duidelik sê, ons het vanaand die boodskap gehoor. As jy vanaand hier gesit het, dan kan jy nie sê ek het dit nie geweet nie. Dan kan jy nie sê dat ons nou kan gaan lewe daar buite soos wat ek wil, want ek het nie geweet dat God altyd teenwoordig is nie. Jy weet dit nou. Dis nou 'n verantwoordelikheid wat op my en jou geplaas word om te kyk na hoe ons lewe. Om te besef dat ons altyd in die teenwoordigheid van God is. Dit plaas 'n verantwoordelikheid op ons, want God se naam is op die spel. Ander kyk na ons, en as ons sê ons is 'n Christen, dan gaan hulle sê, maar okay, wys my. Wys my. En dan laastens, die feit dat God alomteenwoordig is, gee ons ook die belofte dat God altyd daar is, met ons is en in beheer is. Jy is nooit alleen nie. Dit gee ons hoop. In die begin was die woord daar. Die woord was by God en die woord was self God. En dan lees ons hierdie woord het vir die mense hoop gebring, lig in hierdie donker wêreld gebring. Die feit dat God alomteenwoordig is, beteken dat daardie verlede waaroor jy nie trots is nie. God was daar. Elke oomblik. Hy was nog altyd daar. Van die oomblik wat jy in jou moederskoot gevorm is, so wat ons in Psalm 139 gelees het, was God al daar. God ken elke tree van jou paadjie wat jy aanloop. En alhoewel jy dalk nie vir hom geken het altyd nie, alhoewel jy nie dalk altyd 'n pad saam met hom gestap het nie, alhoewel jou verlede dalk verskriklik sleg lyk. Die feit van die saak is, God was altyd daar.
Hy ken jou. En hy kyk definitief nie vas in jou verlede nie. God word nie gekeer deur jou verlede of deur wat ook al op jou lewenspad gekom het nie. Want God word nie gekeer deur sulke dingetjies nie. Want God is God. God wil vir jou hoop gee. God wil vir jou 'n nuwe lewe moontlik maak. God wil vir jou vreugde op jou pad bring. Moenie vir een oomblik dink dat enigiets in sy pad kan staan nie. Maar dien die Here. Ken die Here. Lewe in 'n verhouding met die Here en niks sal vir jou onmoontlik wees nie. Want niks is vir God onmoontlik nie. Daai verlede is lankal vergeet. Lankal uitgevee. Al wat die Here sê is, hier is ek, dien my elke oomblik van elke dag. Wonderlike ding wat ons ook hoop gee, ons weet nie wat môre vir ons inhou nie, maar God is reeds daar. God weet wat die toekoms inhou. Hy weet wat ons gaan nodig hê in die toekoms, en hy kan nie onkant betrap word nie. Hy sal sorg. Hy het nog altyd vir jou gesorg. As hy nie het nie, was jy nie vanaand hier nie. Dan het jou hart lankal ophou klop. Hy was by jou. Daar's 'n rede hoekom ek en jy vanaand hier is, en God het 'n plan vir ons vorentoe. En hy is altyd daar. Altyd. Al wat ek en jy moet doen, daar waar die Here loop net in sy spore. Dis al. Loop in die spore van Jesus Christus. Ons kan. Niemand van ons kan sê ons kan nie, want ons kan. Maar die Here het vir ons die Heilige Gees in ons harte uitgestort. En die Heilige Gees gee ons die krag om dit te doen. Vraag vir jou, is wil jy? Gaan jy? Dis wat ons moet vra. Mag ons almal die regte keuse maak en mag ons die Here dien wat altyd by ons is.